Ons is in Spreuke hoofstuk 5 en ons gaan kyk na verse 7 tot 14. Spreuke hoofstuk 5 vers 7 tot 14. En dit lees dan so: Luister dan nou na my, julle seuns, en wyk nie af van die woord van my mond nie. Hou jou weg ver van haar af en kom nie naby die deur van haar huis nie, sodat jy nie jou bloei aan ander gee en jou jare aan een wat onbarmhartig is nie. Sodat vreemdes hulle nie versadig met jou vermoë en jou moeitevolle arbeid in die huis van 'n uitlander kom nie. En jy uiteindelik moet steun as jou liggaam en jou vlees verteer is en moet sê: hoe het ek die tug gehaat en my hart die kastyding versmaad, en nie geluister na die stem van my onderwysers en geen gehoor gegee aan die wat my geleer het nie. Amper was ek heeltemal in die ongeluk in die vergadering en die gemeente. Net so ver in die teks vandag. Kom ons buig weer die hoofde. O Here, ons dankie dat U woord lig vir ons voete is, Here. En dat ons pad verlig, Here, dat ons kan weet waar ons moet wandel. Dat ons kan weet wat die perke is waar binne ons moet bly. En dat U soos die teks ook vandag vir ons daardie perke stel. Ons waarsku. Maar Here, soos die woord ons ook leer, help ons om te luister. Help ons om ag te gee op U stem. Help ons om te hoor wat U sê. Mag ons daarop ag gee. Mag ons nie min maak van die waarskuwings wat U woord vir ons bied nie, maar mag ons dit ter harte neem, Here. Wees ons genadig in dit. Help ons, o Heer, om nie hoogmoedig te wees, deur om nie ag te gee op die waarskuwings nie, deur om te sê dat dit nie op ons wat toepassing is nie, deur om te sê dit gaan nooit met ons gebeur nie. Mag ons nie so hoogmoedig wees om te dink dat ons nie sondig is nie, Here. Maar lei ons, Vader, om nederig in hierdie oggend U woord aan te neem. En ons dankie vir die woord, ons dankie dat dit die waarheid is. Lei ons deur die Gees, in die naam alleen vra ons dit. Amen. En ons het laas keer begin met hoofstuk 5 van Spreuke, waar ons sien dat Salomo die onderwerp van egbreek aanspreek. Dis waar dit begin. En soos ons gesien het, die erns van hierdie onderwerp gaan nie begryp word, indien ons 'n begrip het vir hoe sondig hierdie sonde is nie. En hoe 'n groot gruwel dit in die oë van die Here ook is nie. Ons moet besef hoe sondig egbreek is, vir ons om te besef wat die erns van hierdie saak is. Dit is 'n groot sonde. Want soos die woord ons keer op keer ook leer, hierdie was 'n sonde wat niks minder as die dood verdien het nie. Levitikus 20 vers 10 sê, en as iemand oorspel doen met 'n man se vrou, oorspel doen met sy naaste se vrou, moet hy en sy wat oorspel doen sekerlik gedood word. En dit was die straf wat toegereken moes word, of uitgevaardig moes word, teenoor diegene wat die 7de gebod van die 10 gebooie breek. En nie net verdien dit die dood nie, dit verdien die ewige dood, want soos Paulus sê in 1 Korintiërs 6 vers 10, moenie dwaal nie. Geen hoereerders, of afgodedienaars, of egbrekers, of wellustelinge, of sodomiete, of diewe, of gierigaards, of dronkaards, of kwaadsprekers, of rowers, sal die koninkryk van God beerwe nie. En beteken dit dat daar nie vergifnis is vir hierdie dinge nie? Natuurlik is daar vergifnis vir hierdie dinge. Die Here is genadig. Ons het dien 'n genadige God. Want selfs toe koning Dawid egbreek gepleeg het met Batseba en haar man Uria laat doodmaak het, was daar vir hom vergifnis. Want ons sien in daardie verhaal dat die profeet Nathan vir Dawid aanspreek oor hierdie sonde, waar ons lees in 2 Samuel 12 vers 9, hy sê, waarom het jy die woord van die Here verag, deur te doen wat verkeerd is in sy oë? Uria die Hetiet het jy met die swaard verslaan, en sy vrou het jy vir jou as vrou geneem, nadat jy hom deur die swaard van die kinders van Ammon vermoor het.
En ons lees dan in vers 13 tot 15 van daardie selfde hoofstuk daar staan, en Dawid sê vir Nathan, ek het gesondig teen die Here. En Nathan sê vir Dawid, so het die Here dan ook u sonde vergewe. U sal nie sterf nie. Maar omdat u die vyande van die Here deur hierdie saak aanleiding gegee het om grootliks te laster, sal die kind wat vir u gebore is, ook sekerlik sterwe. Maar net omdat Dawid vergewe was, het nie beteken dat daar nie nagevolge was nie. In vers 10 sê Nathan onder andere vir Dawid ook, en nou sal die swaard vir ewig van jou huis nie wyk nie, omrede dat jy my verag het, en die vrou van Uria die Hetiet geneem het om jou vrou te wees. En so sterf nie net die kind wat hy by Batseba gehad het nie, ons lees van 3 van sy ander seuns, wat ook deur die swaard geval het, aangesien die swaard nooit van sy huis gaan wyk nie, het die Here gesê, as gevolg van sy sonde, naamlik Amnon, wat deur sy broer Absalom doodgemaak was, toe Absalom self, wat deur Joab doodgemaak was, en laastens Adonia, wat doodgemaak was, op die bevel van niemand anders as sy ander broer, Salomo nie. Soos ons lees in 1 Konings, hoofstuk 2. En was koning Dawid se straf, al was hy vergewe, was sy straf nie baie groter as die dood self nie. Want wat se pa sal nie sy lewe prys gee vir net een van sy kinders nie. En soos ons ook lees, koning Dawid van sy seun Absalom gesê het, toe hy uiteindelik dood was in 2 Samuel 18 vers 33 waar staan, toe het die koning baie ontroerd geword en opgeklim na die boventrek van die poort en geween en hy het rondgeloop en so gesê, my seun Absalom, my seun Absalom, ag as ek self maar in jou plek gesterf het. Absalom, my seun, my seun. Maar volgens die straf van die Here het 4 van sy seuns gesterf, as gevolg van die feit dat die swaard nie van sy huis sou wyk nie. As gevolg van sy sonde van egbreek, selfs al was hy vergewe. En ons moet nooit toelaat dat God se genade, omdat hy 'n God is wat vergewe, veroorsaak dat ons minder maak van sonde nie. Onder andere egbreek nie. Want vergifnis beteken ook nie noodwendig dat daar geen gevolge gaan wees nie. En vergifnis beteken ook nie dat sonde minder sondig is nie. Maar dit is ook goed om op te let waar dit vir Dawid begin het. Naamlik deur om net na Batseba te kyk, terwyl sy gebad het. Dis waar dit begin het. Bly weg van pornografie, dis waar dit begin het vir Dawid. Of soos die 10de gebod ons leer, in Eksodus 20 vers 17, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. En daar is dus 'n gebod binne die 10 gebooie om te verhoed dat jy nie een van die ander gebooie oortree nie, want jy mag nie begeer nie, en as jy nie begeer nie, wel dan sal jy ook nie egbreek pleeg nie. So daar's 'n gebod wat 'n ander gebod verhoed om dit te oortree. As jy nie begeer nie, dan sal jy ook nie egbreek pleeg nie. Maar dit is presies waar dit vir Dawid begin het. En daarom is Salomo se volgende woorde ook so belangrik. Wanneer hy sê in vers 7 tot 9, luister dan nou na my, julle seuns, en wyk nie af van die woorde van my mond nie. Hou jou weg ver van haar af, en kom nie naby die deur van haar huis nie, sodat jy nie 'n bloei aan 'n ander gee, en jou jaar aan een wat onbarmhartig is nie. En ons sal sien dat dit duidelik raak in hierdie teks, dat Salomo nie noodwendig met 'n spesifieke kind van hom praat nie, maar dat hy alle jong manne aanspreek, en selfs sy later generasies aanspreek, wanneer hy sê, luister dan nou na my, julle seuns, meervoud, en wyk nie af van die woorde van my mond nie. Nou dit is dalk voor die hand liggend om te sê, maar ons moet besef, dat geen persoon wat trou,
in die huwelik ingaan met die oog daarop om egbreek te pleeg nie. Niemand trou en dan dink hulle wel oor 3 jaar sal 'n goeie tyd wees om egbreek te pleeg nie. Niemand doen dit nie. Niemand beplan dit nie. Inteendeel, dit is meer waarskynlik vir mans en vrouens om te dink dat hulle nooit egbreek sal pleeg nie. Maar tog sien ons dat so baie mense wel opeindig om egbreek te pleeg. Nou hoe is dit dat as niemand daarvoor beplan en inteendeel oortuig is dat hulle dit nooit sal doen nie, daar tog so baie gevalle is waar mense egbreek pleeg? Want eerstens, en soos ons in ons vorige preek vinnig aangeraak het, die owerhede versuim om God se gebooie in ag te neem. Ons lees daar word van die owerhede gesê dat hulle daar gestel is deur die Here om kwaad te straf. Soos ons lees in Romeine 13 vers 4 waar staan, want hy, dit is nou die owerheid, is 'n dienaar van God, jou ten goeie, maar as jy kwaad doen, vrees dan, want hy dra die swaard nie verniet nie, want hy is 'n dienaar van God, 'n wreker om die een wat kwaad doen te straf. Maar kwaad doen volgens wat se standaard? Volgens wat se wet? Hulle eie standaard? Om die kwaad te straf volgens hulle eie wette? Nee, volgens God se standaard. En sover as wat die owerheid versuim om die wet van die Here in ag te neem by hulle oordeel, versuim hulle ook om 'n goeie dienaar van God te wees. Die regering kan nie wette volgens hulle eie standaard instel en sê, byvoorbeeld, ons gaan mense in die tronk gooi wanneer hulle skuldig is aan haatspraak, omdat hulle sê homoseksualiteit is 'n sonde, en nog steeds hulle self as 'n dienaar van God ag nie. Wat kan nie dit doen nie? Ja, die Here sal hulle nog steeds gebruik volgens sy welbehae, selfs al stel die regering goddelose wette in, al is dit net om 'n nasie te straf, wat die Here verlaat het. Die Here gebruik hulle, of hulle goed is of sleg. Maar die regering se plig sal altyd wees, en sal net goed wees, indien hulle wel die kwaad straf, nie volgens hulle eie oortuigings nie, maar volgens die wet van die Here. En daarom was daar ook van konings gesê, in die Ou Testament, soos ons lees in Deuteronomium 17 vers 17 tot 18, daar was vir konings gesê en die opdrag gegee, ook mag hy nie baie vroue aanskaf nie, dat sy hart nie afwyk nie, hy mag ook vir hom nie uitermate baie silwer en goud aanskaf nie, en as hy op sy troon van sy koninkryk sit, moet hy vir hom 'n afskrif van hierdie wet in 'n boek skrywe, uit die wet voor die Levitiese priesters, wat by hulle lê. Hoekom moes hy 'n kopie van die wet gehad het by hom, die koning? Want dit was sy plig om nie sy eie wette in te stel nie, maar die wet van die Here. Dit was sy plig. En ons sal sien dat wanneer ook al 'n koning die land regeer het volgens sy eie wette, die hele land onder oordeel gekom het. Maar wanneer ook al 'n koning die land regeer het volgens die wet van die Here, was die hele land weer geseënd gewees. Hy mag nie baie vroue gehad het nie, hy mag nie vir homself baie goud en silwer aangeskaf het nie, en hy mag nie volgens enige ander standaard as God se wet regeer het nie. Dit was die 3 voorvereistes. En wat doen byvoorbeeld iemand so Cyril Ramaphosa? Hy sit op sy 3de vrou, hy skatryk, en hy verontagsaam en gee absoluut geen ag op die wet van die Here nie. Maar as egbreek 'n strafbare oortreding was, saam met die besit van pornografie, saam met prostitusie, soos dit nog altyd was, nie net in Bybelse tye nie, maar selfs in ons nabye geskiedenis was dit strafbaar gewees. 30 jaar terug was dit strafbaar gewees. Sou ons aansienlik minder egbrekers gekry het, want hulle sou gevrees het vir die owerhede, want hulle moet. Maar laat ons nie skuld oorskuif na 'n ander nie,
Want die tweede rede hoekom egbreek plaasvind, selfs al dink mense hulle sal nooit egbreek pleeg wanneer hulle die huwelik betree nie, is omdat ons nie ag gee op die wysheid wat die Bybel ons leer nie. Want Salomo leer ons en sê in vers 8, hou jou weg ver van haar af. En kom nie naby die deur van haar huis nie. En dit is hoe eenvoudig dit is. Want as jy jou eie weg net weghou van iemand wat jy potensieel mee egbreek kan pleeg, dan is daar ook geen geleentheid om egbreek te pleeg as daar potensiaal nie eers daar is nie. Dis wat Salomo sê. Om 'n voorbeeld te noem, geen Christen behoort aan 'n gym te behoort nie, waar daar beide mans en vrouens toegelaat word nie. Hoekom nie? Want die helfte van die mense het skaars klere aan daarso. En Salomo sê, hou jou weg ver van haar af. Met ander woorde, vir my enige potensiaal om egbreek te pleeg. Nog 'n eenvoudige voorbeeld, mans, julle het nie vriendinne nie, en vrouens, julle het nie mansvriende nie. En as julle as 'n getroude paartjie, ander getroude paartjies as vriende het, dan is dit omdat die man bevriend is met die man en die vrou bevriend is met die vrou. Julle is nie vriende met ander egpare omdat die man van die een egpaar goed bevriend is met die vrou van die ander egpaar nie. Nee. Want dan is jy nie net naby die deur, so Salomo sê nie, jy is al binne die deur. En dit is net 'n kwessie van tyd. Die wysheid wat Salomo met ons deel, is nie moeilik om te verstaan nie. En ons hoef bloot net daarop ag te gee, en ons huwelike sal bewaar wees. Ongeag wat se wette die staat dalk mag instel, of mag versuim om in te stel. En as jy nie op Salomo se woorde ag gee nie, so Salomo sê in vers 9, sal dit ook gebeur dat jy jou bloei aan 'n ander gee en jou jare aan een wat onbarmhartig is. 'n beter vertaling, en soos meeste vertalings dit ook vertaal sal sê, hou jou weg ver van haar af, kom nie naby die deur van haar huis nie, sodat jy nie jou eer aan 'n ander gee en jou jare aan een wat onbarmhartig is nie. Koning Dawid het 'n mislike lewe gehad as gevolg van sy egbreek. En ons sien hoe sy sonde gelei het na die feit dat hy ook eer verloor het. Sy sonde was in die geheim gewees, maar die Here het gesê hy sal dit publiek bekend maak, waar 2 Samuel 12 vers 11 en 12 ons sê, so sê die Here, kyk, ek sal uit jou huis onheil oor jou verwek en jou vroue voor jou oë neem en aan jou naaste gee, sodat hy by jou vroue sal slaap voor die oog van hierdie son, want jy het dit in die geheim gedoen, maar ek sal hierdie ding voor die hele Israel en in die volle sondig doen. En so het Dawid sy huis nie net in oneer gesak nie, daar was ook jare van koning Dawid se lewe gesteel. Nie net in die sin dat hy van Jerusalem moes vlug vir sy seun Absalom nie, maar ook as gevolg van die teëspoed wat hy ervaar het, as gevolg van God se regverdige oordeel. Maar nie net moet jy jouself ver weghou van die vreemde vrou, omdat dit jou eer en lewe gaan verwoes nie, maar ook soos vers 10 tot 13 dan sê, sodat vreemdes hulle nie versadig met jou vermoë en jou moeitevolle arbeid in die huis van 'n uitlander kom nie. En jy uiteindelik moet steun as jou liggaam en jou vlees verteer is, en moet sê, hoe het ek dit te gehaat en my hart die kastyding versmaad? En nie geluister na die stem van my onderwysers en geen gehoor gegee aan die wat my geleer het nie. Nou die bronteks praat nie noodwendig, soos ons hier lees in vers 10, van uitlander nie, maar eerder 'n persoon of vreemdeling, soos die baie vertalings het vertaal. Dit praat baie keer van 'n vreemdeling, eerder as 'n uitlander. Menende, iemand wat nie deel is van jou familie nie. Dis die verwysing hierso. En die idee wat oorgedra word in die teks waar egbreek plaasvind, is dit.
dat jou arbeid en jou moeite en die resultaat van jou lewe se ywer, wat jou eie familie en jou eie nageslag moes toekom, van jou eie huis verwyder sal word en na die huis van 'n uitlander of altans 'n vreemdeling of altans iemand wat nie deel is van jou familie nie, sal gaan. En hierdie is 'n begrip wat gelowiges nie kan verstaan indien hulle nie 'n begrip het van die verbondsleer nie. Mense wat nie 'n begrip het van die verbondsleer nie, begryp nie hierdie konsep nie. Want God se verbond met ons sluit ons families en ons nageslag in. Solank ons trou handel, ooreenkomstig die verbond. Daarom sien ons dat Petrus vir die bekeerlinge sê in Handelinge 2 vers 38 en 39 weer eens, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang, want die belofte is vir julle en vir julle kinders. Daarom sien ons dat julle huishoudings gedoop word, want die huishouding betree die verbond van die Here en is 'n sigbare teken daarvan. Van die beloftes wat daarmee gepaard gaan. En dit is die oorspronklike ontwerp vir die huwelik. Dis hoekom die huwelik daar is. Die Here maak nie die huwelik en dan sê hy, kom ek sluit 'n verbond tussen man en vrou, sodat hulle een vlees kan raak, sodat hulle ongelowiges kan grootmaak nie. Dis wat die Here sê nie. Hy sê nie, kom ek sluit 'n verbond tussen man en vrou, dat hulle een vlees kan raak, en dan wonderlik, hulle kan heidene grootmaak. Dis nie hoekom die huwelik daar is nie. Dis nie wat die Here sê nie. Nee. En ons sal volgende week meer hierop ingaan, maar die huwelik speel 'n baie definitiewe rol in die uitbreiding van God se koninkryk, volgens die verbond. En soos ons voorheen gesien het in Spreuke 13 vers 22, die goeie laat 'n erfenis vir sy kinders. En wat egbreek dan doen, is, dit breek daardie eg. Dit breek daardie verbond. Wat een van die primêre maniere is wat die Here gebruik om sy koninkryk te bevorder, naamlik deur ons nageslag. En dit belemmer nie net ons nageslag in terme van 'n fisiese of ekonomiese erfenis nie, maar ook 'n geestelike erfenis. Die verbond binne die huwelik is die middele wat die Here gebruik om sy verbond nie net teenoor ons te vervul nie, maar ook teenoor ons nageslag te vervul. Dit begin by die huwelik. Daardie erfenis begin by die huwelik, dit begin by die eg. Dit begin by daai verbond. Dis die middele wat die Here gebruik. Dis waar dit begin. En as daardie verbond uitmekaar uitval, dan val alles anders uitmekaar uit wat daaruit voortkom. Die Here sê aan Abraham in Genesis 17 vers 7, en ek sal my verbond instel tussen my en jou saad na jou. Menende die verbond is nie net vir hom nie, dis vir die saad na hom, en hulle geslagte as 'n ewige verbond om vir jou 'n God te wees en vir jou saad na jou. En God maak hierdie verbond met Abraham. En hierdie verbond is ook op ons van toepassing. Want soos ons al baie keer gesien het, en soos ons ook gelees het vanoggend weer eens, ek wil nie sê toevallig nie, maar deur die Here se voorsienigheid, Galasiërs 3 vers 29, en as julle Christus sin is, dan is julle Abraham se saad, erfgename, volgens die belofte. Die belofte wat aan Abraham gemaak was, kom ons toe, as ons Christus sin is. Ja, God maak hierdie belofte oorspronklik aan Abraham en sy nageslag, maar as ons in Christus is, dan is ons die nageslag van Abraham. En daardie selfde belofte kom ook ons dan toe. Maar wat is die middele waardeur die Here dit bewerkstellig? Deur die eg. Dis die middele wat die Here gebruik.
om hierdie beloftes van die verbond te bewerkstellig. Dis deur die eg. Abraham kon nie op sy eie kinders kry nie. Hy het 'n vrou nodig gehad. Dis ooglopend. Hy het Sara nodig gehad, en uit daardie eg, daardie verbond, kom die kind van belofte, naamlik Isak. En Sara het besef, dat omdat Abraham egbreek gepleeg het, met Hagar, daar die baie groot gevaar was, dat so Salomo sê in vers 10, vreemdes, hulle sou versadig met sy vermoë, dis wat sou gebeur, hy sou vreemdes met sy vermoë versadig het. Sara het dit besef, en dat Abraham se moeitevolle arbeid in die huis van 'n uitlander sou kom. Sara het dit besef, presies dit wat Salomo sê gaan gebeur. Dat vreemdes hulle sou versadig met sy vermoë, en dat Abraham se moeitevolle arbeid in die huis van 'n uitlander, of 'n vreemdeling dan althans, sou kom. Naamlik Hagar die Egiptenaar, en Ismael, haar seun. En daarom lees ons in Genesis 21 vers 10 tot 12, daar staan, en sy, dit is Sara, het aan Abraham gesê, dryf hierdie slavin en haar seun uit, want die seun van hierdie slavin sal nie saam met my seun Isak erf nie. En die saak was 'n groot kwaad in Abraham se oë, terwille van sy seun. En God het aan Abraham gesê, laat dit nie kwaad wees in jou oë, oor die seun en oor jou slavin nie. Alles wat Sara aan jou sê, luister na haar stem, want in Isak sal jou saad genoem word. Die manier hoe die Here sy verbond aan ons en ons nageslag vervul, en sy genadige belofte wat aan Abraham gemaak het, en wat ons ook toekom, tot vervulling bring, is deur die eg. Die Here beloof aan ons en ons nageslag 'n erfenis. Maar as daardie eg of daardie verbond gebreek word, wat die Here as primêre middele gebruik om hierdie erfenis te vervul, staan ons in baie groot gevaar om daardie erfenis te verbeur. En ons sien dit met Abraham. Sara was bang daarvoor. En ons sien dit in families waar daar wel egbreek plaasvind. Dit ruïneer nie net families op 'n ekonomiese vlak nie, want dan word daar geskei en allerlei dinge, maar ook op 'n geestelike vlak waar die kinders dan die Here begin verwerp. En die enigste rede hoekom 'n persoon sy of haar eie vrou of man en familie te nakom, die enigste rede hoekom dit gebeur, en so ook hulle nageslag benadeel, is bloot net vir een rede. Want hy of sy wou nie luister nie. Ons hoef bloot net ag te gee op wat Salomo sê, soos ons in ons vorige preek gesien het. In vers 1 staan, my seun, gee aandag aan my wysheid. Neig jou oor na my verstand. Luister net. Ons moet net luister na wat hy sê, naamlik soos vers 8 ook sê, hou jou weg van ver van haar af en kom nie naby die ingang van haar huis nie. Dis hoe eenvoudig dit is, luister net. Hou jou weg ver van haar af. En as jy kla en stry, want die dominee is so belaglik om te sê, jy mag nie gym waar daar vrouens is nie, want dan is jy 'n swaap en jy wil nie luister nie. Want hierdie is nie die woorde van 'n dominee nie, dis die woord van die Here. Dis die woord van die Here wat sê, maar bly weg. Moenie eens in daai verleiding kom nie. Besef eerder die genade wat die Here ons bewys in die belofte wat hy aan ons maak, in terme van ons erfenis. En besef, dit is 'n bitter klein prys om te betaal, om jou ver weg van enige verleiding te hou, maar die erfenis wat die Here jou gee, kom jou en jou familie en jou nageslag toe.
Dis 'n baie klein prys om te betaal om die erfenis te bewaar. Mans moenie aandring op vriendinne nie en vrouens moenie aandring op mans vriende nie. Want jy sal 'n swaap wees om so te dobbel met jou hele nageslag en hulle erfenis. Abraham het gedobbel met sy erfenis. Die Here was hom gelukkig genadig. Nie as gevolg van Abraham nie, maar as gevolg van God se trou. Moenie dobbel met jou hele nageslag en hulle erfenis, terwyl Salomo vir ons sê, gebruik net jou ore en bly weg. Laat ons eerder nie dobbel met ons huwelike en ons nageslag se erfenis, as wat ons blasey is oor hierdie saak, en uiteindelik opeindig om te sê, so Salomo sê in vers 12 en 13 van ons teks, hoe het ek dit te gehaat, en my hart die kastyding versmaad, en nie geluister na die stem van my onderwysers, en geen gehoor gegee aan die wat my geleer het nie. Laat dit nie ons wees nie. Of laastens vers 14 wat sê, amper was ek heeltemal in die ongeluk, in die vergadering en die gemeente. En dit verwys waarskynlik na die persoon wat wel egbreek gepleeg het, maar ten minste nie gestenig was nie. Soos onder andere dan nou koning Dawid. Soos onder andere dan nou koning Salomo, wat besig is om hier te skryf. Hy was byna heeltemal in die verderf. Maar ten minste was hy nie gestenig nie. Maar om af te sluit, wat beteken hierdie alles vir ons? Want ek glo en vertrou dat daar daarom nie tans enige persoon in die gemeente is wat besig is met egbreek nie. So wat beteken hierdie dan vir ons? En dis wat ons moet besef, hierdie teks is nie 'n teks om egbrekers te bestraf nie. Dis nie wat hierdie teks is nie. Hierdie teks is nie 'n teks om egbrekers te bestraf nie. Hierdie teks is 'n teks wat ons bewaar. Dis wat dit is. Dat ons nooit daaraan skuldig sal raak nie. Dis juis vir ons, want dit is nie besig om egbrekers te straf nie. Dis juis vir ons om ons te bewaar dat ons nooit egbrekers sal raak nie. Want niemand beplan egbreek nie. Niemand beplan dit nie. Die dag wat hulle trou, maar tog gebeur dit. Maar jy sal sukkel om 'n egbreker te vind wat nie skuldig geraak het aan dit waarteen Salomo ons waarsku nie. Jy sal sukkel om 'n egbreker te kry wat wel sy weg ver van die vreemde vrou gehou het. Jy gaan dit nie kry nie. Jy gaan nie 'n egbreker kry wat sy weg ver van 'n vreemde vrou gehou het nie. Want as die potensiaal nooit daar is nie, hoe gaan hy dit reg kry? Maar laat ons nie dink, maar ek kan maar vriendinne hê, en ek kan maar gaan gym, en ek kan maar naby die vreemde man of vrou kom, want ek is sterker as daardie mans en vrouens wat hiervoor geval het nie. Laat ons nie dink ons is sterker as daardie mans nie. Laat ons nie so hoogmoedig wees om te dink dat ons sterker is as manne soos koning Dawid nie. Laat ons nie dink dat ons is sterker soos manne soos Abraham nie. Laat ons nie dink ons is sterker as manne soos Salomo nie. Laat ons nie so hoogmoedig wees nie. Laat ons eerder net ag gee op die wysheid wat die Here ons bied, deur om ag te gee op die woorde wat koning Salomo wel met ons deel. Bly net weg. Luister net. Dis al wat jy moet doen. En laat ons nie net besef, soos ons in ons vorige preek gesien het, hoe sondig hierdie sonde is nie. Maar laat ons ook besef, soos ons ook volgende week in meer diepte sal ingaan, die verbondserfenis, wat daar vir ons is om te erf binne die huwelik. Solank daardie eg of daardie verbond nie gebreek word nie. En daardie erfenis word wel aan ons gegee deur die genade van die Here, soos ons lees in Galasiërs, indien ons wel in Christus is. En wat 'n groot genade is dit nie.
Hoe genadig is die Here ons nie, om die beloftes wat aan Abraham gemaak is, vir ons as erfgename te gee nie. Laat ons nie min maak daarvan, van daardie erfenis, die Here min te maak van die wysheid van Salomo nie. Kom ons gee ag, kom ons luister, want hierdie waarskuwing is vir ons. Amen. Kom ons sluit die oë. O Here, ons dankie dat U woord absoluut genoegsaam is vir ons, Here. En dat het ons nie net tugtig nie, Here, maar dat het ons ook vermaan om op die regte pad te bly. Dat het ons wysheid gee, o Here, dat ons die smart kan vryspring. Here, ons sien die voorbeelde van smart, soos ons daarvan lees in die Bybel, die groot manne van die geloof, hoe hulle geval het, Here, en ons sien die smart wat het oor hulle huise gebring het. Dankie dat ons nie die voorbeelde het nie, maar dat ons ook die wysheid kan hê, dat ons nie deur daardie selfde dinge hoef te gaan nie, dat ons dit kan vermy. Gun dit ons maar net, Here, deur die krag van die Gees om ons ore te gebruik en op hierdie wysheid ag te gee. Laat ons nie min maak daarvan nie. En Here, gun dit ons, Here, om nie te dobbel met die erfenis wat U wel in die groote genade aan ons bied nie. Ag Here, gun dit ons om U te ken in al ons weë, ons oë reguit voor ons te hou, nie links of regs af te wyk nie. Ons oë op U prys. En laat ons ywer vir U naam. En mag niks ons van daardie pad aftrek nie, o Heer. Mag niks 'n verleiding wees nie, mag niks ons verwyder van dit wat maak dat ons die koninkryk kan bevorder nie. O Heer, ons kan U net loof en prys vir U goedheid en U genade, vir die wysheid wat U ons bied. En mag ons nederig daarop ag gee. Alle lof, alle eer, alle glorie kom U naam toe, Here, vir die beloftes wat U wel aan ons, U kinders, maak. Alle aanbidding kom U naam toe, Here, dat U wel in die groote genade, die beloftes wat U aan Abraham gemaak het, ook vir ons gee, en dat dit ook aan ons behoort. Gun dit ons, o Here, deur die genade, dat ons dit nie belemmer nie. Alle lof, alle eer, alle glorie, kom U naam toe vir ewig en ewig. Amen.